Die krag van vas en gebed. Goeiemôre, medegelowige. Vandag is dag 1 van ons 21 dae van vas en gebed. Ek is pastoor Michael Richards van die AGS Vryheid Nuwe Lewe Gemeente. En vir die volgende 21 dae gaan ek elke oggend vir jou 'n dagstukkie stuur wat handel oor die onderwerp van vas en gebed. Nou, die Here het dit op ons harte gelê dat ons die jaar sal begin met 'n tyd van toegewyde vas en gebed, 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd waarin ons 'n bietjie ons eie harte voorberei met die oog op dit wat die Here in 2025 in en deur ons lewens as 'n gemeente wil doen. Nou lees vanmôre saam met my die woord van die Here. In Matteus 5 vers 6 is Jesus aan die woord en hy sê: Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Nou, in die bestudering van die Bybel vind ons dat die dissipline van vas 'n baie belangrike deel was van die beoefening van veral die Christelike geloof reg deur die eeue. Afgesien van die wonderlike gesondheidsvoordele wat dit natuurlik vir ons liggame inhou, is daar ook 'n besondere geestelike krag wat in ons lewens ontsluit word, veral wanneer ons met die regte verstaan en vir die regte redes vas. Nou, om te vas behels natuurlik veel meer as om jouself bloot vir 'n tydperk van kos en selfs water te onthou. Wanneer ek myself weerhou van voedsel ter wille van 'n geestelike doelwit, kom die hemel as ware oorrent en posisioneer ek myself om terselfdertyd na dieper dimensies van verhouding met God deur te breek. Wanneer ons geestelike lewens begin taan, is een van die mees doeltreffendste maniere om deur te breek, deur te vas, en dit spesifiek met gebed te kombineer. Deur te vas gee ek met ander woorde daardie dinge prys wat noodsaaklik is vir my om te kan leef. Ons almal weet baie goed dat niemand permanent sonder voedsel of water kan leef nie, en ons is afhanklik daarvan om normaal te kan funksioneer. Maar wanneer ek myself egter van voedsel en water ontneem, is my vertroue nie langer in die krag wat daardie kos my gee, maar is my afhanklikheid geheel en al in die geestelike krag wat net God kan gee. Daar in Johannes hoofstuk 4 word hierdie beginsel vir ons duidelik geïllustreer. Toe die disippels in Johannes 4:31 daarop aandring dat Jesus moet eet, het Jesus op 'n dag vir hulle gesê: Ek het voedsel om te eet wat julle nie van weet nie. Vers 33 vra die disippels toe vir mekaar: Maar het iemand dan vir hom 'n ete gebring? Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Jesus het goed geweet dat selfs voedsel in staat is om sy fokus weg te neem van die leiding van God se Gees. Terwyl voedsel en water noodsaaklik is vir ons om in die natuurlike te kan oorleef, is dit ook so dat voedsel en drank in vele opsigte 'n baie onnatuurlike plek in baie van ons lewens inneem. In vele opsigte het kos en drank so sentraal geword dat dit byna 'n afgod in baie se lewens is. Die hoeveelheid geld wat mense op kos en drank spandeer, lewer ongetwyfeld bewys van die sentrale plek wat die natuurlike dinge in baie mense se lewens inneem. Indien ons nie waaksaam is nie, kan 'n oordrewe fokus op hierdie natuurlike dinge ook ons geestelike groei belemmer. Dit is nie om dowe neute dat die Bybel ons waarsku teen 'n oordadige eet en drinkery nie. In die Bybel word eet en drink in hierdie verband meestal saamgegroepeer. Daarin Lukas 21:34 waarsku Jesus met die oog op die naderende wederkoms en hy sê: Pas op vir julleself dat julle harte nie miskien beswaard word deur swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe en die dag julle nie skielik oorval in oormatige eetery en drinkery. Hierdie dinge is dikwels maar net 'n manier om sorge te verdoof en van ons probleme en ons emosionele pyn te vergeet. Daarmee saam word ons gees afgestomp en vervaag ons sensitiwiteit tot die dinge van die gees. Maar wanneer ons egter vas, word hierdie houvas en vestings in ons lewens verbreek en kan die vrymakende krag van God se Gees in verskeie areas van ons lewens deurbreek. Tommy Lessing vertel van 'n getuienis wat hierdie waarheid vir ons demonstreer en daarmee sluit ek af. Hy sê: Ek het onlangs die getuienis van iemand gelees wat vertel het dat hy op 35-jarige ouderdom verslaaf was aan sigarette en drank. Nadat hy egter tot bekering gekom het, het hy probeer ophou rook en drink, maar niks wou werk nie. Hy het egter die Here vertrou vir totale verlossing, maar dit het net gelyk of die hemele vir hom gesluit was en hy kon eenvoudig nie nee sê vir 'n sigaret of 'n drankie nie. Eendag het hy 'n boek oor Bybelse vas en gebed gelees en besluit om dit te probeer. Hy het op 'n vas gegaan, maar hy het baie siek geword. Sonder dat hy besef het, was hy ook erg verslaaf aan koffie
en sy liggaam het deur erge onttrekkingssimptome gegaan, totdat dit na die 4de dag so erg was dat hy dit nie meer kon hou nie en hy die vas verbreek het. Maar die volgende dag het hy egter 'n groot verskil agtergekom, waar hy voorheen nie kon nee sê vir die versoeking om te rook en drink nie, het hy nou skielik die wilskrag daarvoor gehad. Die krag wat die verslawing oor hom gehad het, is gebreek. Nou ja, hierdie is maar net een van die vele wonderlike seëninge wat vloei vanuit die geestelike dissipline van vas. Wanneer tye van vas met doelgerigte tye van gebed gekombineer word, kan groot dinge in ons lewens gebeur. En dit is die gebed van my hart, dat jy ook op hierdie wyse sal deurbreek, en jy deur vas en gebed die vyand se houvas sal verbreek. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons liefdevolle Hemelvader, baie dankie vir die heerlike voorreg wat ons het om as 'n gemeente hierdie jaar te kan ingaan met 21 dae van vas en gebed. En Here, dankie dat ons kan weet dat U elke tree, elke dag saam met ons gaan wees. Here, ons wil onsself in hierdie 21 dae onverdeeld aan U gee. Ons wil ons harte oopmaak sodat U deur die Gees en deur die woord diep in ons lewens kan kom inspreek en kan kom werk. Here, open ons geestelike oë, open ons ore dat ons sal sien en hoor, dat ons U stem duidelik sal verneem en sal hoor wat U plan en U wil vir ons lewens is. Vader, dankie dat U ook in ons lewens werk, net soos wat 'n landbouer ook die grond bewerk, die onkruid uithaal en ook bemesting insit en seker maak dat die grond gereed is vir die saad, en dat U ook op dieselfde wyse in ons lewens in hierdie 21 dae in diep plekke sal werk, dat U ons sal voorberei, Here, met die oog op dit wat U in en deur ons lewens in 2025 wil doen. Here, ons gee onsself oor aan U hand. Dankie vir U teenwoordigheid. En Here, ons is opgewonde om saam met U hierdie jaar in te gaan. Word verheerlik, ons oë is op U gerig. Dit is ons gebed. Met dankbare harte en met geloof bid ons dit. In Jesus se naam. Amen.